waaroor ek gaan preek vanoggend nie. Ek wil graag met u gesels hier oor iets baie belangrik wat ook vanoggend genoem is. En dit is die verlange van God na ons in so 'n mate dat hy uitroep en sê, ek het gedagtes aangaande jou. Wow, gedagtes aangaande jou. Nou kom ons kyk 'n bietjie na daai gedeelte, dis daar in Jeremia 29 vers 11, né? As jy oor 70 is, kan jy nie meer op daai bord daar agter kyk nie. Ek word 72. Ja, ek maak so 'n grap. Ons gaan binnekort iets doen oor hierdie ding. Jy weet, die woord sê, want ek weet, dis God wat hier praat. Hy sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester. Kom ons kyk 'n bietjie wat beteken hierdie vers. Daai woordjie gedagtes is ma-ha-shaba, 'n kragtige Hebreëse woord. Ma-ha-shaba. Dis dit ma-ha-shaba of gedagtes. Dis 'n kragtige emosionele uitdrukking as Here na elkeen van ons in hierdie gebou kyk. Jy is nie toevallig hier nie. Jy is hier omdat jy geforseer is om te wees met jou vrou of jou man of jou pa of jou ma nie. Jy is hier omdat God wil gehad het met jou. Dis om jou te sê, ma-ha-shaba. Ek het gedagtes aangaande jou. Maar kyk 'n bietjie wat beteken dit. Jy weet, dis doelgerigte, volledige uitgewerkte planne wat die Here vir jou het. Wow. Hy gaan verder en sê, dis 'n buik afgeronde idee wat God vir ons het. Dis die waarheid. Dis wat hy woord beteken. En ons moet dit verstaan vandag. Maak nie saak wat jy deurmaak en hoeveel foute jy al reeds in jou lewe gemaak het nie. Moenie die foute jou jaag nie. Moenie die foute jou slaaplose nagte gee nie. En as jy voel jy kan nie slaap nie, dan sê jy vir jouself, ma-ha-shaba, die Here het gedagtes aangaande my. Maar die tyd is nou, sê die Here. Die aangewese tyd van God is altyd nou. En omdat jy hier is, sê die Here vandag vir jou, ek het ma-ha-shaba, gedagtes aangegee. 'n volledige uitgewerkte plan, 'n doelgerigte idee wat ek vir jou het. Kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê die Here in ma-ha-shaba? Beteken, dis 'n plan van 'n huis. Nou, jy wil 'n huis bou, jy koop 'n erf en jy kry al die dinge wat nodig is om 'n plek te bou en dan moet 'n tekenaar, nee, 'n argitek, moet die plan vir jou opstel en daai plan moet goedgekeur word en jy kan nie met 'n bouwerk begin as jy nie eens al 'n voorbereiding gedoen het. En dan uiteindelik kom dit tot 'n werklikheid. En broeders, ek glo, as ek wil nie sê mense nie, as ek na my eie lewe kyk, is daar baie dinge in my lewe wat ek nog nie dat doelgerigte plan van God in my lewe bereik het nie. Maar dis nie te laat nie. Dis nie te laat nie. Jy kan vandag weer begin. Daai plan wat die Here gehad het, daai plan wat lyk soos hierdie plan wat ek nou vir julle gewys daar. Jy kan nog nie sien wat dit is nie, maar die plan is daar. Jy en ek moet begin voorbereidings tref in ons lewens. Ek moet begin bou. Jy sê goud, silwer, hout, ooi, stoppels. Ons moet begin bou aan daardie plan wat die Here vir jou het, daar waar jy nou is. Hy gaan jou vir hier op wegryk in Indië toe stuur om daar selwerk te gaan doen. Nee. Daar waar jy is, jou huis. 'n klein gedeeltjie van jou lewe af te begin, jou hele adres, wat eintlik begin daar waar jy is. Jou emosies, jou gedagtes, jou hele perseptuele siening van die wêreld. Dit is alles planne. God het 'n plan daarvoor. En ons moet daai planne van God vat. En ons moet 'n gebou in ons lewens om daai plan te verwerk. Om dit werklik waar 'n suksesstorie te maak soos hierdie huis wat dit eintlik so gelyk het na daar begin bou is. Amen. Jy weet, vir baie jare nou, ek is nou al 11 jaar is ek betrokke daar by NG Morletta met hulle manne bediening op woensdagoggende. Ja, so 11, 12, amper 12 jaar. En nou, as ek daar van Hartbeespoort dam afkom en dan daar by die
Krugersdorp Hoofweg en dan gaan ek by Riegelaan af, almal weet waar dit is, né? Riegelaan en dan draai ek regs en dan gaan ek op pad Delmas toe die Delmaspad en daar by Villa de Bois draai ek dan links op pad om by die Morletta kerk uit te kom. En die eerste oggend toe ek daar verby ry, toe skrik ek. Toe sien ek 'n gebou daar staan wat my laat wonder het. Wat die duiwel gaan hier aan? Dis hoe daai gebou gelyk. Of hy lyk nou nog so. En elke Woensdagoggend, daar's 'n ander pad wat ek gewys het, of wat hulle by gesê ek moet ry, maar ek ry hierdie pad, om by hierdie gebou verby te gaan, en vir myself te sê, dis nie hoe ek wil lyk nie. Dis nie hoe ek wil lyk nie. Maar dis hoe daai gebou lyk. En hy lyk al vir jare en jare en jare so. Die tydperk wat ek elke Woensdag daai pad ry, is daai gebou net so. Afgekamp en het besig om vervalle te raak. En dalk lyk ons lewens vanoggend so. Dat God 'n bouwerk in jou lewe begin het. Maar iewers het die bouwerk opgehou. Iewers het iets gebeur. Nie by God nie, maar by ons. Wat ons so laat lyk. Daai gebou kan deesdae nie eers meer voortgesit word nie. Daar het soveel skade aangekom in daai gebou. Hulle sal heeltemal moet sloop en van voor af moet bou. Al die roes en verweer ensovoorts wat daarmee gepaard gaan. Mahashaba. Nou dit is, nadat alles gedoen is wat gedoen moes word. Die hersonering het blykbaar van daardie stuk grond, die aankoop en die hersonering om daai gebou op te rig, het 5 jaar geneem. Uiteindelik toe dit gehersoneer is, het hulle begin met die beplanning daarvan, die planne opgetrek, en toe die argitek 'n tekening gaan gee van hoe die gebou uiteindelik sou lyk by die naam Villa Mall Moroleta Park. Dis hoe hy sou gelyk het. As hy klaar was. En God se gedagtes aangaande jou is nog steeds presies dieselfde. Dit het nog nie verander nie. Hy sê ek is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Dis die plan. Dis hoe hy moes gelyk het. Ek het baie navorsing gedoen, kyk, maar wat het gebeur en hoe moes hy die plek gelyk het? Want is 'n formidabele konstruksie wat daar staan. Reg. Bouwerk het begin in 2009. En het aangegaan en aangegaan en aangegaan. En so begin die Here met 'n bouwerk in ons lewe ook. As hy praat in Jesaja 43 vers 1, kom hy vandag weer na jou toe en hy sê, maar nou, sê bietjie saam met my, nou. En dit is vir jou lewe nou, jonk en oud. Maak nie saak wat jy deurmaak, maak nie saak hoe Satan jou beroof, besteel en dalk geslag het nie, maak nie saak hoe bloed gevloei het in jou lewe nie, maak nie saak hoeveel keer jy droog gemaak het in jou lewe nie. Mag het sê, nee. Here sê, nou, sê die Here, jou skepper en jou vormeerder. Daai woordjie skepper, dis eintlik 'n ander preek dat hy het jou geskep met 'n gedagte, met 'n plan. Hy sê, voordat jy in die moederskoot gevorm is, het ek al reeds van jou geweet. Ek weet wat my plan, my doel is met jou. Hy sê, maar nou ek het jou geformeer, en jy sal soos daardie gebou by Villa de Bois. Hy sê, maar ek is jou formeerder. Ek gaan jou anders maak. Ek gaan weer begin om jou te herstruktureer. Daarom wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Kan jy sê amen? Jy is 'n kind van God, jy is verlos. Al probeer duivel alles te vermoë om jou anders te laat voel en anders te laat dink. Met dinge wat gebeur in jou lewe. Foute wat jy maak, verkeerde besluite wat jy kom die Here vra en sê, maar nou, so sê die Here. En ek gaan verder sê, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. En mag jy vandag jou naam hoor, dat die lof van God kom as hy vir jou sê, Pieter, Janie, Anneke, Sari, wat ook al jou naam mag wees, dat jy dit sal hoor, ek het jou geroep, want jy is myne. Is God nie goed nie? Ons het net 'n liedjie gesing, hy laat my nie los nie, maar hy tel my op. En ek glo vandag is die dag, waar die Here besluit het, om jou weer op te tel, om vir jou te sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne.
Efesiërs 1 vers 4 gaan hy verder en sê, hy het ons, wat aan Jesus behoort jy aan Jesus? As jy nog nie behoort, jy het kans vandag om hier uit te stap, en sê, nou behoort ek aan Jesus. Reg, lang voor die wêreld gemaak is, uitverkies om heilig, anders. Heilig beteken nie, jy loop met cloud nine, met iets in jou hand, wat al soos 'n Bybel lyk, en jy het 'n sekere manier van praat, en 'n sekere manier van, jy weet, tot jy by die huis kom natuurlik, jy weet, goeiemôre my broer, mag jy geseënd wees. Dis nie wat heilig beteken nie. Heilig beteken jy is anders. Jy dink anders, jy doen anders, ek moet voor die kamera staan. Jy dink anders, jy doen anders. Hey man, ek word nie altyd afgeneem nie, wacht eens. Dis wat heilig beteken, om jou heilig anders te maak, as wat die wêreld om jou is. Hy praat nie van China, of van Amerika, of Iran, of Irak, of Israel, hy praat van die wêreld waar jy beweeg, jou werk, jou besigheid, om anders te wees daar, om anders te dink, om anders te praat, dat jou vriendelikheid aan almal bekend word, want die Here is naby, dat jy lig wees in die duisternis waar daar skyn, moet nie probeer in die doopwater toe sleep nie, dis God se werk, wees het lig, wees het anders, amen, hy sê, en sonder gebrek, kan iemand sê amen, sonder gebrek, dis God se gedagtes aangaande jou, sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Dis soos daardie gebou, die Villa Mall van Moretta, en almal het hierdie tekene gesien. Dit was oral in die omgewing opgeplak, in winkelsenter, waar het nou, in die koerante, plaas die koerant, het jy hierdie gebou gesien, so wat die argiteksvoorstelling gelyk het. En ek wil vandag vir jou sê, ek glo met my hele wese, Pastoor Dion, dat die engele kyk elke dag na jou argitekstekening van jou plan wat God 'n gedagte vir jou het. Ja, ek glo dit. Yes. En voordat ek jou die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Here weet nie van my. Weet nie wie ek is? Ja, ek weet daar's plekke. In Suid-Afrika was nou op my so plek daar. Wat is hierdie sanger? Een sanger wat Pampoen sing, wat is sy naam? Ekskuus? Hofmeyer, ja, die plekkie se naam is Hofmeyer. Hulle behoort met Pampoen daar. Nou, daai plek, weet jy, ek het gery, sien ek Hofmeyer, Jezus is nou amper daar, ry, uiteindelik kom ek by Hofmeyer, toe voel ek, Here, ek moet eintlik nou 'n kaart kry, ek het gaan kyk op die Google Maps, en ek het so crazy gemaak, sê, Here, dis waar ek vanaand is, so afgeleid, maar die Here kom en hy sê, ek het jou geken, wie jy is, en ook wat jy is. Met al jou foute, al jou probleme, al die verkeerde dinge, kom die Here vandag aan en praat met jou en hy sê, my kind, ek het jou geken, ek ken jou nog steeds. Ek het nog steeds gedagtes aangaande jou. Van voor jou geboorte af het ek jou gekies. Wow. En ek het jou aangestel om namens my in die wêreld te woon. Wat 'n voorreg is dit. Dis maar 'n bietjie van die God se gedagtes vir jou. Maar wat almal van ons opgewonde moet maak, is wow, sonder gebrek. Sjoe. Reg, daar sê Villa Mall, Morletta Park. Hulle het gesê wat in daai gebou gaan wees, waar die mense geweldig opgewonde, die vrouens kon nie wag vir hierdie plek nie. Hulle het al vir die mans briewe laat teken en sê, jy beter geld in jou kredietkaart kry, want hierdie gebou gaan oopmaak binnekort. Ja, 'n kredietkaart is mos Visa, né? Ek glo hulle moet daai naam verander, vir my 100%, maar verander ek 'n kredietkaart se naam nie na Visa, of wat is die ander name? American, wat ook al, ek gaan verander na vrou se naam. My kredietkaart se naam is Alfreda. Wat is jou kredietkaart se naam? Ja. Ek weet dit maak sin. Ek sal net iets kyk. Villa Mall. Jy weet, daai gebou se beplanning, die tekeninge wat hulle gemaak het van waar gaan wees, is dit is hoe hy binnekant gaan lyk.
Hy gaan al die winkels sou hy gehad het, wat ook al beskikbaar, maar hy sou unieke winkels gehad het, wat van oorsee afgekom het. Dit het die vrouens mal gemaak. Dis voorsharing team, hoor. Ja, dit roltrap, dit was asemrowend geweest om te gaan kyk wat hulle beplan het met daai gebou. En dan, hulle sou 'n 5-ster hotel by daai kompleks bygevoeg het. Amper soos Loftusveld, want daar's mos nou 'n hotel, het julle geweet? Nou nie om te drink nie, 'n hotel om te bly. Ja, daar sou 'n 5-ster hotel gewees het. Want is naby Centurion die cricketveld. 5-ster hotel. Daar sou 'n gimnasium gewees het met al die nuutste toebehore. Daai gimnasium sou 'n hardloopbaan reg in die rondte gehad het, dat jy nie buitekant hoef te gaan hardloop nie. Jy kon net daar gehardloop het met jou spikes op met jou. Soos hierdie skoene wat pastoor Johan aan het. Ek weet dit was asemrowend, broers en susters. Asemrowend. Wat hulle met daai gebou beplan het. 2012 is die bouwerk toegestaak. En jy weet dalk wanneer die bouwerk aan jou lewe geëindig is. Jy weet dalk, in so jaar, in so dag, op so plek, het die bouwerk aan my lewe, God se plan in my lewe, het tot 'n einde gekom. Maar is nog nie te laat nie. Hy is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. En dis hoe hy lyk. Ek ry die pad elke oggend. As ek daar verby ry, dan kyk ek na die gebou. Dan sê ek myself, ek wil nie so lyk in die oë van die Here nie. Ja. Ja, man, die wêreld om ons weet jouself is besig om bitter vinnig te verander. Veral deesdae met KI en al daai tipe dinge. Dis nou nie kunsmatige inseminasie nie. Is dit IK of AKI? Wat is dit KI? Is dit KI? Raak, oké. Dit het niks met boerdery te doen nie. Jy weet, normaal vir ons het verander in abnormaal. As ek jy vertel van hoe ek groot geword het, wat vir ons normaal was, wat ons eenmaal 'n jaar daar in Arlington waar ons gebly het, na 'n plaas toe gegaan, waar al die mense met mekaar gekom, daar's varke geslag, daar's beeste geslag, daar's skape geslag. Daar's die vet van die varke die gemaak, gekook om seep te maak. Seep om mee te was. Seep om jou skottelgoed te sê, jou klere mee te was, want elkeen het iets anders in. Daar was kersse gemaak. Kersse vir 'n kamer en kersse vir die stalle, sulke dik kersse, lang kersse. Dit was vir ons normaal, ons het almal uitgesien na Junie, Julie maand, as dit gekom het. Dit was vir ons normaal. En as ek nou vir kinders moet sê, hoe word botter gemaak, moet ons botter gekar. Dit was normaal gewees. Dan proe my ma, neem ons nou 'n bietjie sout by, en sy karring maar weer, en sy karring maar weer. Dit was normaal gewees. Julle, as julle dit is nou verskriklik, dat jou kind op 'n selfoon is, jy moet daai daar, ons het wil doen met 'n karring, of 'n hoever, wie onthou 'n hoever? Ek hoor hulle praat nou nog van 'n hoever, dis 'n stofsuier. Gaan hoever die vloer, my kind, dis vandag jou beurt hierdie week, jy moet die vloere hoever, dan weet jy. Ja, dit was normaal, dit het abnormaal geword. Ek het bokke gemelk, want dit was al wat ons kon drink. Bokmelk. En 'n bok wat jy melk, en wat sy kop kyk aan toe, dit klip jy hom hier vas toe. En melk hom hier van agteraf toe. Jy het 2 spele. Met die bene vas dat jy moet skop. Nou, dit was vir ons normaal, vir die jong mense. Julle lag vir my, maar dit was normaal. Deesdae as jy wil botter hê, gaan jy Spar toe. En jy koop botter. Of margarine. Of wat ook in 'n geval was, om eers te vertel wat normaal was, om ys te maak in daai tyd nie. Dit het abnormaal geword, vir jou klink dit abnormaal, maar dit was vir ons normaal. En so baie dinge,
wat abnormaal was, vir ons normaal geword, wat die wêreld verander. Dit was vir ons abnormaal, vir ons as kinders, om 'n sirene te hoor van 'n ambulans of 'n polisievoertuig. Want as jy 'n sirene hoor, het almal uitgehardloop. Dis as jy raar sirene hoor, gehardloop jy om te gaan kyk. Hoekom nie? Want dit is normaal. Dit is normaal geword. As daar skote was, tot ons na Boshoff toe gegaan van daar af, daar gebly, dan word daar skote afgeweer, dan is almal uit hulle huise. Kyk, wat gaan aan? Wat gaan aan? Ek sê jou. Want dit was abnormaal. Maar deesdae jy hoor skote, dan draai jy net om en jy slaap verder. Die hele wêreld, wat vir jou normaal, en wat vir jou vandag normaal is, gaan môre abnormaal wees. Maar by God bly normaal. Nie dat die woord van God vir jou abnormaal word nie. Dit wat hier staan, ons suster het baie keer gebid daarvoor. Dit staan geskrywe, Here, dis die normaal van hierdie woord. Dis die plan van hierdie woord. Moenie dat dit vir jou abnormaal word nie. Maar dit nog steeds normaal vir jou bly. Ek dink ek sê dit iewers. Waar is dit? Jy weet, en dan maak jy saak hoe dinge verander nie. Maak jy saak hoe normaal dinge abnormaal geword. En raak baie keer word dit so gewoond aan die abnormaal, dat dit vir ons normaal word. Maar dit is baie belangrik. Die Here het gemaak, het ons gemaak om te heers oor hierdie dinge. Om te heers. Dis die normaal van die Here. Moenie beheer verloor oor jou finansies nie. Moenie beheer verloor oor jou gedagtes, jou persepsies en jou lag. Moenie beheer verloor oor dit waar die Here jou geplaas het nie, want dit jou gemaak om te heers. Hy sê dit in die woord. Dis abnormaal vir God as jy beheer verloor of beheer oorgee. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, Tselem. Wat hy kortliks weerkom op, om soos ek te wees. Om soos ek op te tree. Om soos ek te dink. Ek onthou sulke armbandjie wat jare terug, ek weet nie of dit nog steeds so is nie. What would Jesus do? God se normaal het vir ons abnormaal geword om te heers. En dat ons die audacity om die Here te blameer as die wêreld beheer verloor. Dis nie God wat beheer verloor het nie. Dis ons as mense. Wat het gemaak, en het gemaak die move om sy skaduwee te wees. Met ander woorde, om 'n skaduwee te gooi, moet jy naby 'n lig wees. Ek kan allelik 'n skaduwee gooi. Waar is my skaduwee? Is hy agter my? Right, daar sê. Maar hy's daar. Hoekom? Omdat ek in die lig staan. Dis die Here het ons gemaak om dit te leer met dit move. En ons het dit verloor. Dit het vir ons abnormaal geword om te wandel saam met die Here, met die Here, soos die Here sê. En daai abnormaliteit het vir ons self as kinders van die Here 'n normaal geword, maar by God is dit abnormaal. Reg. Genesis 1, dis die stamboom van Adam. Kyk hoe gou het God se normaal abnormaal geword. Dis die stamboom van Adam toe God hom geskape het. God het hom gemaak na sy gelykenis, die move. Reg, dan. En dan gaan hy verder sê, man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem. Toe Adam 130 jaar oud was, nie lank nadat die Here die mens op die aarde geplaas het met al die normale opdragte, bewerk en bewaak en neem beheer nie, 130 jaar daarna, het hy Adam 'n seun verwek, na sy beeltenis, en na sy gelykenis. Amen. Ek word bitter gou kwaad. Hoekom? Ja, my pa het met baie gou kwaad geword. En dit het vir ons normaal geword, om die beeltenis van 'n mens te wees, en 'n gelykenis van 'n mens te wees. Maar by God is dit nog steeds abnormaal. Nou na sy beeld en na sy ewebeeld.
en hy het ons set gedoen. Ek onthou, my twee seuns, julle sal onthou, hulle stemme het baie soos myne gelyk. Nou is nie maklik om my stem, onmaklik moet seker om my stem na te maak, ek weet nie. Want ek meen nou, Steve wou my sing soos ek, maar anyway, dis alles stroop. Hoeveel lag julle? Jy weet, en dan, as iemand op bel, en dan antwoord die wit of kon na die foon, en dan sê, pastorie, dan begin hulle sommer met hom praat as die pastoor. Toe leer ek hulle, sê, maar as jy die foon antwoord, sê, David Burger, goeiemôre, of Cornel Burger, goeiemôre, en hulle doen dit nog steeds vandag. Want hulle klink net soos ek. Net soos ek. En so klink ons baie keer in ons lewe soos die wêreld. Ons praat soos die wêreld. Ons dink soos die wêreld. Ons tree op soos die wêreld. En ons het so wêrelds geword, dat dit vir ons normaal geword het in ons lewens. Maar God is nog steeds abnormaal. Dink bietjie aan klein dingetjies in jou lewe. God het jou nie net geroep vir die groot dinge nie. As jy nie klein dingetjies suksesvol kan wees, jy gaan jy nooit suksesvol word in die groot dinge nie. Dink 'n bietjie. Wat 'n plek het jy abnormaal geraak? En dit veel normaal gewees het om soos die wêreld te praat. Dink bietjie nie. Wanneer kan ek sien wie in hierdie week vleis gebraai? Kan ek jou hande sien? Kan ek jou hande sien? Julle mense weet nie hoe om vleis te braai nie, man. Magtig. Het jy vleis gebraai? En ek weet net die gesprekke wat daar by 'n braaivleisvuur is. Ek sê nie by julle braaivleisvuur. Verstaan jy wat? Ek weet daar. Ek weet jy kan enige tyd Ramaphosa se plas inneem. Jy kan enige tyd die polisie regstel. Jy kan enige tyd dit doen. Ek weet ons gesprekke word so geïnfiltreer met dinge wat om ons omgaan, wat 'n normale lewenswyse geword het, dat dit vir ons uiteindelik normaal is. As 'n verkeersman jou stop, nie almal nie. Nie almal nie. Maar die meeste van hulle. As jy jou stop, dan soek jy nie jou bestuurders en jy soek na die klein geld. Groot geld, dis groot geld. Ja, ons gaan ons klein geld kerk toe, nee. Broeder, verstaan nie wat ek vandag vir jou probeer sê. En dit alles te midde van die feit dat God planne met ons het. Daar die wonderlike Villa Mall, Morletta Park. Met alles wat daarmee gepaard gaan, het die Here in detail vir jou beplan. Waar jy moet wees, en daar waar jy is, om daar 'n Villa Mall te wees, waar jy lig is vir hierdie wêreld. En toe die Here sien dat die boosheid van die wêreld, net erger en erger en erger, en versinsel van sy hart, dinge wat hy doen en hoe hy verander het, om weg te beweeg van die Here, het dit die Here baie kwaad gemaak, en ook baie bedroef gemaak. En hy het geween oor die mens wat hy gemaak het. Het die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak, en daar was smart, atsaap. Hebreëse woord wat beteken, hy was ontevrede, sy is hartseer, hy was bekommerd, hy het pyn en hy het woede ervaar. En so mate as dit, ek moet hulle almal uitwis. En dit, nadat God gesê, dat ons mense maak na ons beeldenis en ons gelykenis. En 'n tuin geplant het vir hulle, so het God vir jou tuine geplant, waarin jy moet inbeweeg, maar as jy dit nie bewerk en bewaak nie, problems. Kyk weer na die begeerte, en die vooruitsigte van die Here vir elkeen van ons, want ek weet, wat er gedagtes ek aangaan, julle koester spreek die Here, gedagtes van vrede. Kan jy saam met my sê, vrede. Dus vrede beteken nie, jy sit op 'n lekker gemaklike stoel en die TV is aan voor jy en sit met 'n flying fish in die hand. Dis lekker, maar dis nie vrede nie. Hy vrede beteken, daardie ervaring wat jy het, te midde van aanvalle van die bose, ek het 'n vrede, 'n tevredenheid in my hart, 'n hoop en 'n vertroue in my hart, want dit staan geskryf. Dis vir my normaal om in hierdie stryd in te beweeg, maar dit is vir my normaal om hierdie stryd te oorwin, want die Here het gesê ek is meer as oorwinnaar. Dis waar hy vrede gee. Daarom kom die woord in Romeine, en hy is 16:20, né? Ons sitter, jy ken die Bybel baie goed, het ek hoor. 16:20 is ek reg? Waar die woord van die Here sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder sy voete verbrysel. Dis nie wat daar staan nie.
onder jou voete verprys sal. Ja, en dis normaal vir God. Maar ons het so normaal dinge ervaar, wat vir God abnormaal is, dat die duiwel met ons doen net wat hy wil. Hy vertrap ons, hy verslind ons, en dan blameer ons nogal die Here oor daarvoor. Nou dat tikva is die woordjie, wat is daai ene nou weer, ek weet weer terug gaan daar, 'n hoofvolle toekom, die woordjie is tikva in Hebreëus. En kyk net wat ek het ontdaan, kyk net wat beteken, dit beteken om aan mekaar vasgebind te word met 'n baie sterk koord. 'n hoopvolle toekoms. Die toekoms wag vir jou. Maar as jy nie vasgebind is met 'n sterk koord van vertroue en verwagting en hoop en bevryding van jouself nie, gaan jy dit nie maak nie. Jy gaan nie daar uitkom nie. Daarom het jy geleentheid vandag om jouself vas te bind aan die Here. Sjoe. Is julle verloof, getroud, of net girlfriend en boyfriend? Is julle verloof? En kyk hoe sy hou vas. Hey, sy is vasgebind aan hom. As ek sê, nee, verlang jy baie na hom. So verlang die Here na jou ook. Ja, staan nie kom die mense julle kan sien, staan op 'n pragtige paartjie, en dan lyk hulle van die skoolkinders, en ons al verloof, raak die mense julle kan sien. Wys die ring vir kyk rooi word, sê kyk rooi word. Shame. Sis tog. Ek dink julle sal volgende Sondag wees, want hulle weet ek is hier. Maar so vasgebind. Met 'n sterk koord. En daardie ring sê vir die mense, ek is vasgebind aan, wat is sy naam? Wie? JJ. Johannes Jakobus. JJ. Hey. Ek is vasgebind aan JJ. Dis wat hy ring wys. Wat wys vir die mense dat jy vasgebind is aan die Here? Wat wys vir die mense dat die Here God 'n verlange het na jou? JJ is 'n bietjie weggaan vir 'n week, verlang jy na haar? Wat is haar naam? Wie? Marsus, my sus. Marsus. So my. Waar is Sunny? Griekie. Sulke. Ja, as kies, dis 'n pragtige naam, ek maak so wel grap met jou werk. Het julle twee nou uitgekies, my maat. Julle gaan elkeen 'n chocolate kry. Waar is daai chocolates? Gaan jy vir hulle elkeen 'n chocolate gee nou hier? Asseblief voor. Vir Marsus. Sê ek dit reg? En vir JJ asseblief voor. Want ek is nog nie klaar met julle nie. Dus dit wat tikva beteken. Dit is die kern van God se verwesenliking van sy plan in jou lewe. Jy moet jou eers vasmaak aan die Here. En as jy vasmaak aan die Here, dan wag jy nie vir dinge om te gebeur nie. Jy begin dinge laat gebeur. Want dis wat geloof en hoop en vertroue is. Jy laat dit gebeur. Daarom het die Here vir Josua gesê, vir Gideon, hy sê, gaan in hierdie krag waarmee ek jou stuur. Ek is met jou dapper held, gaan in hierdie krag waarmee ek jou stuur. Dis die opdrag van die Here in ons op vandag. En dan sê julle my aanroep, wow, kyk het hier, kan jy sien waar begin dit? Dit begin by die plan van God vir jou lewe. Dit begin jy wat jouself vasbind aan die Here. En dan kan jy my aanroep. En ek sal sê, hier is ek. Jy kan vra, en ek sal jou antwoord. Jy sal my soek en jy sal my vind, as jy my vra met jou hele hart. Matteus 17 vers 29, ek is amper klaar by toe. Toe kom die disciples, jy ken mos daardie kind wat hulle na die disciples toe gebring het en gesê, man hierdie kind is van die duiwel beset, hy gooi hom in die vuur, en partykeer in water, en hy wil selfmoord pleeg, en hy skreeu, en hy skyn met sy mond uit, maak hom gesond, en die disciples bid, en hulle doen allerlei dinge, maar hulle kon hom nie gezond maak nie, né? En toe kom die discipel Jesus afsonderlik daarna, toe Jesus hom gezond gemaak, en hulle vir hom, Here, hoe kon ons hom nie gezond gemaak het? En die Here gee nie vir hulle lang teologiese verklaring van wat gesondmaking is, en al die tipe dinge nie, hy praat plain, kom in met hulle. Nee, daar was Grieks gewees. Maar nou praat ek met die Afrikaan. Hy kom, was mos Grieks gewees. Nee, ja, was Grieks. Hy sê, en hier is die antwoord klip. Deur julle ongeloof. En hy stop nie daar, hy sê, want voorwaar, werklik wat ons in Afrikaans sê, waaragtig, dit is waar. Hy sê,
As ek sê, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad. Dit gaan nie oor groot geloof nie. Dis nie wat hy sê daar, klein, daar's nie klein en groot geloof nie. Daar's net geloof wat ontkiem. En 'n mosterdsaad, so klein wat hy is, as jy hom op die regte grond gooi, en jy behandel hom reg, bewerk en bewaak, dan gaan die mosterdboompie groei, van daai klein saadjie. Gaan nie oor, hierdie het groot geloof, nee, hy het net mosterdsaad geloof. Want hy saai die saad, watter saad? Wat God se woord sê, in voorbereide grond, daai voorbereide grond is hoop, en vertroue, en verwagting, iets gaan gebeur. Reg, sal julle vir hierdie berg sê, skuif uit die pad uit. En dit sal gebeur. Toe. Niks sal vir julle onmoontlik wees as julle op God vertrou nie. Is dit nog steeds waar vandag? Ons roem baie keer in Lukas wat die woord van die Here sê, ek het aan julle die mag gegee om op slange en skorpioene te trap en alle krag van die vyand en dan en niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Waar begin dit? By die plan van God in jou lewe, waar jy jou vasbind en jy begin beweeg op grond van wat God gesê het jy moet doen. God se normaal het hierdie jare vir ons as abnormaal geword. Toe die Here sien dat die boosheid, Ra'a, is die woordjie, wat beteken wetloosheid, ongehoorsaamheid, rebelsheid en eiesinnigheid, kan iemand sê, ouch vandag. Ek sê, ouch. Baie keer ry ek in die voor, sê, Here, ek antwoord my nie. Sê, Here, want jy is eiesinnig. Jy is rebels. Ja, luister 'n bietjie soms wat die Here vir jou sê, hoor. Hy gaan verder, en hy sê vir ons daar, tweedragsaaier, onrusstoker, dis die dinge wat daar buite gebeur, die broeders, dit is die dinge wat in die kerk gebeur. Ek beweeg by baie kerke, alle kerke, behalwe die APK kerk, hulle wil my nie daar hê nie. Dis hier dat jy hulle wil nie ek moet afwees nie. Dit is 'n ander preek daai. Swart kerke, kleurlingkerke, charismatiese kerke, gereformeerde kerke. Ek het 'n voorreg om daar te wees, maar elkeen het sy gemeentetjie van onrusstokers. 'n gemeentetjie van tweedragsaaiers. Het jy gesien wat raak pastoor die ons vrou weer vanoggend? Het jy gesien hy tekkies aan? Hy kom kerk met tekkies en hierdie prediker preek sonder 'n baadjie. Tweedragsaaier, het jy gesien? Of het jy gehoor? Ja, hulle sê, die mense sê, jy's 'n onrusstoker, broeders. Jy's Ra'a. Dis hoekom die Here niks met jou wil doen of kan doen nie. Want al doen hy vir jou wonderlike deur wat hy oopmaak. Jy gaan dit opvoeter, man. Onrusstoker, tweedragsaaier. Ja, het jy gesien? Die gemeente nou weer 'n tannie hier of nee, is nie 'n tannie nie. Wat 'n fluitplaas, ek wonder wat betaal hulle haar. Ek wil sê dit klink pragtig. Waar is daai dame wat die fluit blaas? Is dit 'n fluit hierdie? Wat noem mense hierdie ding? Dis nie 'n fagot nie, nee. Wat is 'n fagot? Anyway. Maak jy oor, okay. Waar is daai dame wat die fluit blaas? Pragtig. Dankie. Dankie dat jy bereid is. Kan almal sê amen. Amen. Yes. En as jy dalk iets wou gesê, foei vir jou. Anyway, kom ons gaan aan. Tweedragsaaier, onrusstoker, miserabel. En dan boos. Het jy al miserabel gevoel? Voel klaar en kry klaar. Voel klaar miserabel. Ek het 'n plek daar in Hartbeespoortdam. As ek miserabel voel, dan gaan ek Delforno toe. Delforno is 'n plek wat pizzas maak. Dan bestel ek vir my die heel kleinste pizzatjie wat daar is.
En ek gesit daar op my tafeltjie, jy weet, 'n stok siel alleen. En ek gaan altyd op 'n dag waar daar niemand is nie, want dan kry ek myself nie jammer nie, want daar's baie mense. Jy sien, ek moet alleen wees. Ek het volgende oomblikke. En nou glaasiekie rooi wyn, rooi vrugtesap. Dan eet ek by 'n klein pizzakkie en ek voel jammer vir myself. Jy weet, en as ek klaar jammer voel, het niks verander nie. Maar as ek daar uitstap, het ek klaar gekry met daardie gevoel van miserabelheid. Ek weet oor 2 weke gaan ek dalk weer daar sit met 'n klein, baie keer as ek alleen daar inkom, dan vra ek, which pizza do you want, sir? Want ons het almal Delforno oomblikke. Weet dit nie? Weet nie 'n Delforno oomblik nie. Wat jy miserabel voel, wat jy ongelukkig voel, wat jy alleen voel. Almal staan teen jou op en almal praat van jou en niemand praat met jou nie. Het jy al so gevoel? Niemand is lief vir my nie. Die dinge van hulle manier om te loop ook, jy weet. Niemand is lief vir my nie. Magtig man, kry klaar met miserabel voel en gaan aan met die lewe. Want as jy alleen wat Satan onder jou voete kan verprys, en gloei dit sister. Delforno. Gaan geniet jou Delforno oomblik nie. Dis nie 'n sonde nie. Maar weet jy wat is 'n sonde? Om tent op te slaan daar. Ons het almal moedverloorse vlaktes in ons lewens. Net die tent opslaan daar nie. Gaan deur dit. Ons gaan almal deur vure van omstandighede. Maar die Bybel sê, gaan deur dit. Ons gaan almal deur stormagtige rivier wat jy voel jy gaan verdrink. Baie versuip. Daar's 'n verskil nie. Jy gaan te kere, jy weet, en almal, niemand stel belang nie, en die kerk gee die geld nie, en die kerk wil nie vir my bid nie, en die pastoor antwoord in sy foon, as hy die volgende 2 weke die foon antwoord nie, kry klaar met jou Delforno, hoor, want hy is op verlof. Kyk ek vir die regte gemeente toe. Delforno. Gaan geniet jou Delforno oomblikke. Kry jouself lekker jammer. Huil oor al die dinge. Let nie iemand blameer nie, want dit is Jay. Dis Jay. Zo in 'n kleerlinkerk daar onder die Kaap. Kom die tante na my toe en sê, Jay. Hey Jay. Ek dacht, te praat nie met my nie, want wie se naam is nou Jay? Dat is Jay. Hy sê, ek, Jay, mooi gepraat vanoggend. Jay het met my gepraat vanoggend. Ek het dit so geniet. En ek was toe nag daarna weer daar, en die eerste persoon wat ek gesoek het, is daai tante wat my gesê, Jay, hey Jay. Ja, anyway. Ek weet, ek kan nou daar gedoen, wie's jou Jay? Ek is Profiel Burger. Weet maar, ek het maar soos 'n Jay omgedraai, want sy was vriendelik. Dit is 'n manier, jy weet. Okay, en as jy nou by die huis kom, sê vir jou man, hey Jay, brand die vuur aan. Of hey Jay, as die kos nie daar, nee maar ek het boosheid, nee. Ek gaan nou heeltemal af van die boodskappe. As jy van die mense op die aarde groot was, en al die versinsels wat sy hart bedink het, altyd deur net sleg, want broeders, kom ons kry klaar met hierdie dinge, susters, kom ons kry klaar, jong mense, kry klaar, begin jou lewe geniet, want God het 'n plan vir jou, hy het gedagtes aangaande jou, hy het 'n hoopvolle toekoms vir jou, en al wat jy moet doen is, jy moet onder daardie skaduwee in beweeg. Die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het. Ag, kyk na hierdie prentjie, en daar was smart in sy hart. Daar was smart in sy hart, in hierdie tafel, waarin jy vandag as dit behoort nie aan hierdie kerk nie. Enige iemand wat hier is wat die Here Jesus ken, kan deel uitmaak van hierdie plan wat die Here vir jou het. Daarom sê hy, doen dit so dikwels as wat jy kan. In die Grieks beteken dit, doen dit elke keer wanneer jy dit nodig het. As jy voel, hierdie Delforno word te lank in my lewe, vat 'n stukkie brood of koop vir jou, ek het altyd 'n pak matsels in die huis. En gebruik die dag, want sê, Here, u plan vir my is verlossing, doen dit op my gedagtes.
Watter gedagtenis? Nie die gedagtenis van Jesus wat gebloed het op die kruis nie. Nie die gedagtenis van die graf en van die graf is leeg. Die kruis is nie eens meer daar nie. En niemand weet werklik waar Jesus gekruisig was nie. Almal spekuleer daaroor. Niemand weet eintlik waar sy graf is nie. Want die mense, ons mense, maak 'n afgod daarvan. Ek weet jare gelede was daar 'n Jood wat wou geld maak, met wêreldwyd versprei, en gesê, I've got a piece of the cross of Jesus. En hy het duisende dollars gemaak. Ons het nie meer die kruis nodig nie, maar al wat ons nodig het, is dra jou kruis elke dag. En dis 'n kruis van oorwinning, dis nie 'n kruis van siekte of 'n kruis van probleme nie. Daarom neem jou kruis op, want die kruis is vir ons 'n boodskap, bevryding en oorwinning. Die mag van Satan is verbreek toe Jesus gesê, dit is volbring. Tetelestai het hy uitgeroep. Daarom sê, doen dit so dikwels as wat jy kan. Die betekenis daarvan is vir jou en vir my, om sonder smart, of om deur smart te beweeg, sonder dat jy ruik na die vuur daarvan. Dat hierdie vir jou vandag wees, die stukkie brood van God se plan vir jou lewe, en sê, Here, ek wil weer voorbegin. Ek wil weer voorbegin in my lewe. Die mense wat moet help met die bediening, kom na vore asseblief. En laat hierdie beteken vir jou, nou is die tyd wat die Here sê, ek wil verlossing bring in jou lewe. Doen dit so dikwels as wat jy kan. Elke keer wanneer dit nodig het. Dat my gedagtenis. Jesus se gedagtenis is, ek het gekom sodat jy lewe